Hey, hartlike goeiemôre vriende, weet jy, Romeine 8, daai groot hoofstuk in die Bybel, weet jy hoe baie daai hoofstuk praat oor die toekoms, oor ons ontmoeting met die Here, 'n toekomsgerigte hoofstuk. Kom ek wys gou vir jou, Romeine 8 vers 6, die denke van die Gees bring vrede en lewe. Jy het seker geweet, hier's nie vrede en lewe hier op die aarde nie, hoor. Waaraan laat dit 'n mens dink? En dan die tweede ding, by vers 11, die Gees woon in jou, en dan sal hy jou sterflike liggaam lewend maak. Sterflike liggaam lewend maak? Wanneer gaan dit gebeur? Ek hoop jy weet. In die derde plek, kom ons kyk wat staan by vers 15. Aangeneem tot kinders, aangeneem. Hey, as jy aangeneem is tot 'n kind van God, waar is God se huis? Waar is jou huis dan, as jy 'n kind van God is? As jy in die hemel. En dan, in die vierde plek, lees ek twee groot woorde hier by vers 17, Romeine 8 vers 17, erfgenaam en verheerlik. 'n verheerlikte erfgenaam. Dit gaan in die hemel wees, hoor. En dan lees ek by Romeine 8 vers 18, die woord heerlikheid, weer eens, wat aan ons geopenbaar sal word. Die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word, is 'n toekomstige begrip, geheel en al. En dan, vurige verlange, vers 19, die twee woorde, vurige verlange. Het jy vurige verlange na iets op aarde? Dat is 'n fout met jou op jou kop, hoor. Daar's net een ding waarna ons 'n vurige verlange kan hê, vers 19. En dan, in die sewende plek, vers 21 praat van verslawing van die verganklikheid. Die verganklikheid is alles wat hier op aarde is. Hoor hierso, alles op aarde is verganklike. En jy moet verlos word van die verslawing van die verganklikheid, sê vers 21. En dan vers 22, die woord geboortepyne, jy weet mos waarop dui dit? Oral in die Bybel waarop het wys dit op die vinniger en vinniger wordende tekens dat Jesus kom om ons te kom haal, geboortepyne. Geboortepyne in vers 22. En kyk in die 9, uitsien na die bevryding van ons liggame. Ons gaan sien uit na die bevryding van ons liggame, is vers 23. En dan, kyk in vers 24 man, wat staan daar? Hoop, die woord hoop, jy weet mos wat dit is. En dan is dit nogal, hy sê daar's mee saam, hoop op dinge wat ons nie sien nie, in vers 24. En dan lees ek in vers 25, wag met volharding. Jy weet waarop ons wag, met volharding. Vers 26, weet nie mooi wat ons moet bid nie. Hoekom weet ons nie?